speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Jesus. I speak Jesus. Yeah, I speak Jesus. Oh, I speak Jesus. I speak Jesus. Halleluja, Here. Heer, ons spreek U naam. Jesus, ons spreek U naam. Heilige is U. Groot en magtig. Jesus is mine, and oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. Lord, this is my song, praising my Savior all the day long. All the day long. All my life long. A perfect submission, perfect delight, visions around you, now just on my side, angels descending, reach from above, echoes of mercy, and whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. God, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, always at rest, and I in my Savior am happy at rest, just watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. God, this is my song, praising
Al die eer aan U. Here, mag dit altyd Yes. ons storie wees. Jesus. Jesus. Ek kan nie my storie vertel sonder om te praat van U naam nie. Ek kan niks begin sonder om te sê, kyk hoe goed was God vir my. Here, omdat U leef. Dis omdat U leef, ja. Wat ons kan sien vir 2026. Daar's geen ander rede wat my opgewonde maak vir volgende jaar as U. En die feit dat U leef. En dat U binne my leef. En dat U deur my wil leef. Omdat U leef. Amen. Dis 'n kans. Nie net vir môre nie, maar vir volgende jaar. Amen. Dis net omdat U leef. Yes. Ek spreek Jesus oor elke omstandigheid wat voor ons mag lê in hierdie jaar. Here, mag ons in alles onthou Jesus. Jesus. Yes. Jesus. Halleluja. Eer U. Ons is so lief vir U, maar ons is ook so bewus, dis omdat U ons eerste lief gehad het. Amen. Amen. Ons is 'n apostoliese, charismatiese, as so baie name vir die tipe kerk wat ons is. Kan ek jou vra om vanoggend net so 2 minute, 'n minuut net saam met my in tale te bid? Halleluja. Besef jy, ek weet baie van ons wat hier sit is alweer deur baie nuwe jare. Maar besef jy die omvang van wat voor ons lê vir volgende jaar. Maar besef jy die potensiaal wat in volgende jaar vir jou is. Amen. Van ons naam. Jesus. En hy het 'n begeerte, as jy sien daai prentjie daar, hy het 'n begeerte om jou te launch, en ek wil vandag vir jou sê, jy sit party van ons, wat vir hare 'n bietjie gryser is as ons, maar jou ouderdom het niks daarmee te doen nie. As hy klaar was met jou, as jou assignment hier klaar was jy nie nou hier nie. Besef jy dit? Die feit dat jy nog leef, beteken jy het nog 'n assignment, ekskuus vir die Engels. En as iets wat vir jou, wat voor jou lê vir volgende jaar, hy wil jou launch. Yes. As jy dalk net saam met my net vir 'n minuut of 2 net in jou taal sal bid, dat ons, ek nooi nie die Heilige Gees van ergens af in nie, as jy hom nie saamgebring het, is hy nie hier nie. Maar ek wil net my vlees bewus maak, dat daar iets groter as my vlees. Daar is iets groter as die manier hoe ek dink. Daar is iets meer hier, omdat hy meer as 2 of 3 in sy naam in mekaar is. En ek wil net bewus raak van wie hy is en wat hy wil doen volgende. Is nie omgekend. Halleluja.
Here, U het my gehelp om 'n woord voor te berei. Maar dien U soos wat U goedheid volg. Amen. Want net U weet wat hou volgende jaar vir elke Yes. persoon wat hier is. Heilige Gees, gebruik asseblief U woord saam met my woorde en spreek in elkeen se hart wat U wil spreek. Dit gaan nie vanoggend oor my Here, U weet, U ken my hart. Dit gaan nie oor U woord. Gaan oor U en wat U wil bereik hierdie jaar. Ons eer U vir die geleentheid in Jesus naam. Amen. Amen. Net voor ek begin, Pastor Pieter, dankie sê vir die geleentheid, vir die kerk, vir julle vertroue in my, want ek besef, dis 'n massive verantwoordelikheid om voor jou te staan en te sê, dis hoe ek die woord interpreteer. Want besef vanoggend, dis my interpretasie van die woord. Maar ek vertrou dat die Heilige Gees, waar ek in gebrek is, dat hy sy woord sal wakker maak in jou hart, soos wat hy dit wil wakker hê in jou hart. En soos wat hy dit wil gebruik hierdie jaar in jou lewe. Ek het geen idee wat voor jou lê vir die jaar. Hy ken die drome wat hy vir jou droom. Hy ken die gedagtes wat hy vir jou het. Hy weet hoe hy jou wil bereik. Besef jy dat God wil nie vanoggend hê, of in hierdie jaar wat voor lê net hê, jy moet deur hom suffer, dat jy net volgende jaar by ou jaar kan kom en sê, dit gaan Made it. Dis nie God se droom vir jou vir hierdie jaar. Hy wil jou launch. En ek vra weer eens om verskoning vir die Engelse woord, maar dit is net vir my so 'n mooi woord. Hy wil jou launch. Gods begeerte, en ek sê weer, dit maak nie saak hoe oud jy is nie, Gods begeerte is altyd om jou hoor te vat. Daar's nie 'n persoon in hierdie woord, wat wanneer hulle aan God vasgeklou het, wanneer hy hulle fokus was, wat hy hulle gevat het van heerlikheid tot heerlikheid tot heerlikheid. As ek deur sy woord lees, dan sien ek God se hart, sy begeerte is om jou te launch. Jy begin tevrede raak met wat jy is, want jy het gedink dis normaal. Jy het gedink 3 of 5 jaar terug was jou piek gewees. En nou moet jy maar net klaar maak. Jesus. Begin weer drome saam. Ek wil hê jy moet weet, en ek probeer nie opsweep nie, ek probeer nie, dis nie 'n mind over matter game hierdie wat God besig is om te speel nie. Ek wil hê jy moet weet vanoggend, en as ek sê launch, ja, dit kan geld ook wees, dit kan goed ook wees, maar ek is meer geïnteresseerd in die geestelike gawes wat hy in jou wil wakker maak, wat hy deur jou wil gebruik. Jy sien, God is God, hy kan doen wat hy wil, maar dis sy begeerte en dis sy vreugde om dit deur my en jou te doen. Dis hoekom die woord sê, Christus in ons is die hoop op die heerlikheid. As jy laas Sondag gemis het, daai hoop is nie 'n hoop
weet dat dit vanmiddag nie sal reën nie, dat ons kan braai vanmiddag. Daai hoop is 'n vaste vertroue, is 'n wete dat God wat hy gesê het sal waar word. En die heerlikheid, daai hoop op sy heerlikheid is sy manifestasie van sy goedheid in my lewe. So Christus in my is die hoop, is die vaste vertroue dat ek sy goedheid sal ervaar in hierdie lewe. As die hemel ons doel was elke wedergebore klaar in die hemel gewees. Maar God se hart is in die hemel aarde te doen. Yes. Vandag toe arm gemaak het, het hy arm in sy verheerlikte toestand waarin hy was voordat hy geval het. Ek wil net so 'n bietjie laat. Imagine die toestand waarin Adam was. Sy verheerlikte liggaam waarin hy was van so aard dat die woord sê toe God kom stap het Adam hom gehoor. Loop. Nou, voor die ding dis maklik, onthou God is gees. Hoe klink dit as 'n gees loop? En Adam het hom gehoor. Hemel, aarde, aan die begin. En reg deur die woord sien ons die prentjie, ons sien die ark, of wat God vir Moses wys om 'n ark te bou sodat die hemel op aarde kan wees tussen sy mense. En dan wys hy vir Salomo om 'n tempel te bou sodat die hemel op aarde kan wees. En dan kom Jesus, hemel op aarde. En nou wil hy hê ek en jy met daai hemel wat in ons is uitleef. Maar vir ons om dit te kan doen, moet ons 'n bietjie karakter hê. Moet God 'n bietjie karakter kan bou. Moet jy bereid wees om te sê, ek steek my hand op, bou in my lewe. En ek wil jou vandag 'n bietjie deur 'n man wat ek glo, wel die woord sê vir ons, hy was 'n man na God se hart altyd. Soos hy man na God se hart was, dan het hy die karakter gehad wat God graag wou hê in 'n man. Ek wil 'n bietjie deur sy storie vat en ons ken sy storie, maar ek wil jou 'n paar goedjies wys. En ek gaan vanoggend begin in 1 Samuel 16. As jy Bybel het, jy kan oopmaak by 1 Samuel 30 as jy wil. Jy kan saam met my blaai van 1 Samuel 16 af. Maar hier in 1 Samuel 16 kry ons waar Samuel vir Dawid salf as die volgende koning van Israel. En dan sê in vers 13 sê hy hierdie interessante woorde. Hy sê, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Hoekom kon Dawid doen wat hy gedoen het? Want die gees van die Here was vaardig oor hom. Het jy die gees? As jy wedergebore is, dan het jy die gees van God. Dan kan jy doen wat Dawid gedoen het en nog meer. Dan kan jy die karakter wees wat Dawid, jy kan sy karakter tentoonstel en nog meer, want jy het die gees. En nog meer as Dawid, hierdie gees, omdat Jesus nog nie was nie, het die gees oor hom vaardig geword
Maar ek en jy het 'n beter verbond. Ons het die Gees in ons. En dan sê 1 Korintiërs 16:6 vir ons, dat ons het nog ons Gees en God se Gees is een. So ons kan absoluut doen wat Dawid bereik het. Want ons het 'n beter verbond en ons het meer potensiaal. Maar oké, Dawid word gesalf as koning. So ek wil al vir jou 'n trajectory, ekskuus, verskoon my vir my Engels, maar Dawid begin as 'n herder. En as ek kyk na hierdie salfstorie, was dit die jongste, die minste, die kleinste, die nothingste, het die herder werk gekry. So dis waar hy begin. Maar die woord sê vir my iets amazing, terwyl hy daar herder was, het hy die leeu en die beer oorwin. Ek wil hom eendag vra hoe dit gedoen. Hy moet my daai storie vertel, want ek het op 'n leeuplaas gewerk. Ek wil graag daai storie by hom hoor, maar dis waar Dawid begin, herder. Hy wen die leeu en die beer. Hy word gesalf as koning. Dan kom hy, ons ken almal die storie, dan wen hy vir Goliat. Dis nou in hoofstuk 17. Dan maak in hoofstuk 18 maak Saul hom stelling oor sy krygers, oor sy weermag, en Dawid wen die een fight na die ander. Kan jy hierdie ding sien? Soveel so, dat in hoofstuk 18 vers 7 sing die vrouens, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Ek sien 'n vrou die gewoonte om vanaf te praat. Want Saul het nie baie gehou. Dit was die waarheid, hulle het nie gejok nie. En ek sê nie julle jok nie, julle het net partykeer die geneigtheid om die waarheid onverfyns oor te dra. En Saul wik hom ongelooflik. Maar kan jy sien, waar is Dawid? Van herder, gesalf as koning, wen vir Goliat, wen al sy fights. Hier is hy, en ek en jy sou dink, dis die tyd, maak hom koning, want hy is op sy kruin. Maar dink jy Dawid het die karakter gehad? En van hier af is dit 'n free fall onder die gedaan. Van hier af soek Saul sy lewe. Van hier af is dit Dawid in spelonke, in grotte, in woestyne. Van hier af is dit vir hom net onder toe. Hierdie ou is een of ander, hy moes 'n leier van nood gewees het. Ek sal gelaai om sy voete te sien. Want terwyl hy in 'n grot is, sê die woord vir ons in hoofstuk 22 in vers 2 sê hy, kom ons lees van vers 1 af. Hy sê, en Dawid het daarvandaan weggegaan en ontvlug na die spelonk van Adullam, en toe sy broers en sy hele familie dit hoor het, hulle daarin afgetrek na hom. En dan vers 2, verder het by hom vergader elkeen wat in benoudheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, en hy het owerste oor hulle geword, sodat daar omtrent 400 manne met hom. Imagine, almal wat offensive, almal wat verbitterd teen die kerk is, kom hier na toe. Ek dink ons is leierskap hardloop om oor daai. Dawid het die vermoë om verbitterd, moenie nie jou hand opsteek nie, maar jy ken iemand in jou familie wat verbitterd is. Imagine 400 van hulle.
en jy's in 'n leier. Imagine al die ouens op weghardloop want hy het nie sy skuld betaal nie. En jy's in 'n leier. Ek weet nie presies wat daai WhatsApp gesê het nie. Maar dit moes baie interessant gewees het as jy wil weghardloop vir die gereg. Daai grond, daai ou wat daar is, kom by hom uit. Karakter. Sien jy die karakter? Hoeveel van ons het gesê, ja, onthou jy nie daai ou, daai van Polie oor my, het my week gevat om daai goed uit my hare uit te kry, maar jy het gesê, ek is nou koning, hier sit ek in grond. Ons lees nie daai goed van Dawid nie. Hy het nog soveel positiwiteit in hom gehad, dat hy 400 skurke kon leer en lei en opbou. Maar dan gaan sy storie aan, dan dink ons, ook maar hier begin Dawid daarom nou weer sy lewe bietjie by mekaar kry en hy is nou besig om 'n weermag te bou. En die storie van Saul wat hom soek en dit gaan net aan en aan en aan in sy lewe. Dan vlug Dawid op 'n stadium na 'n Filistynse dorp toe. Want Saul wil net nie ophou nie. En hierdie Filistynse koning sê vir hom, ek sal vir jou 'n dorp gee waar jy kan bly, jy en jou klomp skurke. Trek daarin, dorp se naam is Siklag. En hy gaan bly met sy manne daar. En weer eens. Onthou nou Israel wil nie hê nie, hulle het hom weggejaag. Maar wat doen Dawid? In die aand, dan gaan hy uit. Dan gaan beklei hy teen hierdie Filistynse ander dorpies. Ver. Dan gaan hy in die aand uit, en dan woes hy hierdie dorp uit, sodat niemand kan skinder nie. Dan kom hy terug met al hy goed. En dan vra die koning vir hom die volgende dag, hoorie, waarom wat julle gaan beklei? Nee, ons het daai Israeliete doen, ons het hulle vir jou bietjie kaf gedra. En so gaan hy aan. Die woord sê vir ons 'n jaar en 4 maande lang. Hy beklei vir die volk wat hom weggejaag het. Karakter. Maar toe wil die Filistyne teen die Israeliete gaan beklei. Die ou, wat vir die dorp gegee het, hy sê vir hom, wil jy nie saam met ons gaan beklei nie, want ek sien jy, elke keer as jy beklei, dan wen jy. Hy sien nie straks reg. Hy draf saam met hulle op. Maar van die ander Filistynse koning sien, hierdie is Dawid, en ons onthou, die vrouens het van hom gesing, hy sy 10.000 vermoor. Hy gaan in die oorlog teen ons draai. Stuur hom terug. Hy kan nie saam met ons beklei nie. En die koning wat vir hom gesê het, gaan saam met my, hy sê vir hom, sorry John, ek het my best gedoen, maar hulle wil niks hoor nie, gaan terug. Sy eie volk wil nie. Weet jy, hoe laag is dit, as jou vyand jou nie wil hê? Hulle stuur hom terug. En dan kom ons in hoofstuk 30 van 1 Samuel. En ek wil graag hê jy moet saam met my lees. Vers 1 begin hy, en toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom. So hulle het nou 3 dae, het hulle, dan was nie oor nie, net so dat jy nou nie onduidelik is nie. Hulle het gestap. Deur die woestyn, deur die hitte, deur die alles. Het die Amalekiete inval gedoen, so terwyl hulle nou besig was om saam met die Filistyne te wou optrek teen Israel, veterans, deur die Amalekiete, hulle dorpie in die vyandland
kom inval en uitgewis. En dan het een inval gedoen in die Suidland en in Siklag en hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand. En hulle in vers 2 en hulle het die vroue en almal wat daarin was gevange weggevoer van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle het weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê daar met vuur verbrand en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Hy het niks. Hy het niks. Hy het net hierdie 600 mans by hom. Intussen van daai storie van die 400, dat nou nog 200 bygekom, dit is nou al 600 by hom. Dis al wat hy het. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Ook Dawid se 2 vroue, daar is 'n ander naam en Abigail, hulle was as gevangene weggevoer in vers 6. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te steun. Probeer vir 'n oomblik hierdie prentjie in jou vorm. Hy was hier. Hierdie is Rakota. Selfs die klomp moegels en skurke wil hom nou doodmaak. Hy het niks. Hy het nie vrou nie, hy het nie kind nie, hy het nou nie eers nie ouens wat saam met hom wil bly nie. Hy het niks. Lyk dit nog steeds vir jou na die ou wat God tot koning maak? Lyk dit vir jou na die omstandighede van waaraf God jou wil lont? Dink jy sy 2026 lyk vir hom rooskleurig? Hy moet al klaar vlug vir Israel se koning wat hom wil doodmaak. Nou wil sy beste vriende hom doodmaak. En hy het geen idee waar sy vrou en kinders is. Weet jy wat doen ons in die kerk? En ek sê ons, want ek sluit myself, ek was al baie hier. Ek sluit myself hier in. Here, dit lyk nie vir my, dis die moeite werd om U te dien. Vandat ek my oorgegee het vir U, gaan ek onder. Dis die een nederlaag na die ander. Wat help dit om die Here te dien? Want omdat ek die Here dien, het ek nou niks. Kom ons leer iets by Dawid volg. Dis wat hy doen. Hierdie vers sê vir ons, ja, daai laaste stukkie van die vers, nadat hierdie ouens gesê het, hulle wil ons steun, want hulle hart is, ons het ook nou alles verloor. En die eerste ding wat iemand wil doen, wat seer het, is hy wil iemand blameer. Net so side note, as daar mense onder jou is, oor wie jy invloed het, en hulle het seer, en hulle haal het op jou uit, moenie dit, dan take offense, moenie dit teruggooi, moenie in daai fight betrokke raak nie, want hulle het seer, en jy kan nie seer met nog seer regmaak nie. Wat doen Dawid? Want Dawid het homself versterk in die Here se naam. Die Dawid rock bottom is. Sy daar is net een wat my hier kan help. En dis nie die een, dis nie God se skuld dat ek hier sit. Hy is nie die een wat veroorsaak het dat ek hier sit nie. Maar hy is die een wat my hier gaan uithaal.
En is vir my interessant dat die Bybel nie vir ons sê wat het Dawid gedoen om homself te versterk in God. En toe ek so 'n bietjie oor dink, besef ek, maar dis nie 'n resep nie. Ek kan nie vir jou vanoggend sê, hier is die 1, 2, 3 stappe, dis hoe jy jouself versterk in die Here nie. God is nie 'n koekiekatter nie. Hy sny nie koekies en dan die een lyk soos die ander nie. Ons is elkeen anders en vir ons elkeen gaan dit anders lyk. Die beginsel is net versterk jouself in die Here. Ek wil vanoggend net ek het 'n vermoede. Dis my vermoede. Dis Job 3 vers 6. Ek het liefde. Maar in hierdie proses, voor Dawid by hierdie grot uitgekom het en voor hy by Siklag uitgekom het, was hy ook by 'n koning gewees. En ek vermoed hulle wou hom doodmaak en hy het toe soos homself kranksinnig gehou, toe sê die ou ging, wat hom net weg van my af. En na dit skryf Dawid Psalm 34. En so ek sê, ek kan nie sê dit is so nie, maar ek het 'n vermoede, toe Dawid hier in hierdie afgebrande stad sit met niks, is een van die goed dat hy teruggegaan het na hierdie psalm wat hy geskryf het en gesê, maar kom ek net weer bietjie gaan luister wat het ek gesê. Wat het ek gesê? Hy sê in Psalm 34, ek gaan in vers 2 begin, hy sê, ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd weer in my mond wees. Besef jy kan nie die Here loof en depressief wees op dieselfde tyd nie. Dis onmoontlik. Ek sê weer, dis nie 'n mind over matter storie nie, maar partykeer moet ons net sê vir ons vlees en ons gedagtes, genoeg is genoeg. Wat ek nou sien en wat ek nou ervaar, is nie my God se hart nie en is nie my einde nie. Miskien was 2025 vir jou 'n verskriklike jaar. En miskien kyk jy na volgende jaar en jy sê, ek het vakansie vir hierdie ding nie. Miskien is jy net onseker oor volgende jaar. Vers 3 sê, my siel sal hom beroem in die Here. Ek gee my siel 'n keuse nie. As my siel, en dis jou gedagtes, as my siel wil depressief raak, as my siel wil op 'n hoopie gaan sit, dan sê ek, nee, ek gaan jou nie die opsie gee nie, ek sal my beroem in die Here. Die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. Vers 4, maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Kom kerk toe, as die kerk jou seer gemaak het. Ek lees nou die dag in, dis nou nie, dis so side nou. Wat iemand sê, as Bach was nou 'n fantastiese komponis, dankie vir die mooi woord. As iemand een van sy stukke speel en hy verwoes dit, geen noot is waar hy moet wees nie. Raak ons kwaad vir Bach. Moet of luister ons net na iemand anders wat Bach reg doen. As jy kwaad word vir kerk, as iemand iets in die kerk doen wat nie Jesus is nie, moenie jou wip vir die kerk en vir Jesus nie. En is nou vir niemand wat hier sit nie, dis vir iemand online. Okay. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek
ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit my vrees gered en as hy dit al gedoen het, sal hy dit weer doen. Yes. As jy volgende rock bottom is, wil ek jou uitnooi en ek wil jou uitdaag, gaan kyk in jou verlede waar God jou gelons het en sy sal dit weer doen. Hier is nie my einde nie. Dis nie my God nie. Dis nie waar God my gaan los nie. Jy sien waarmee is Dawid besig. Hy sien nog niks nie. As jy God, Elma het so 'n mooi ding wat sy sê, sy haar tone trek in 'n vuis, as sy so lekker kry. As jy God se tone wil laat trek in 'n vuis, dan verheerlik jy hom voordat jy enigiets gesien het. Dan begin jy hom dankie sê vir daai launch wanneer die pad nog as is. Here, ek weet. Ek weet het hom. Want jy kan, jy wil, jy gaan, dis die hart, dis wie jy is, jy is 'n goeie God, jy wil vir my goed wees, jy wil die heerlikheid deur my laat vloei, jy is in my, jy is my hoop. Amen. En ek wil jou, hierdie is nie mind over matter nie. Dis nie kopspeletjies nie. As jy maak, jy gee die woord groter waarde in jou lewe as jou omstandighede. Amen. Yes. En jy gee God geleentheid om jou karakter te bou. Yes. Hoekom is Israel deur die woestyn? Want hulle moes ontslae raak van Egipte in hulle hart. Hulle kon nie met Egipte in hulle hart die beloofde land inneem nie. God moes karakter bou. Hy wou na 2 jaar dat hy was in sy hart en sy begeerte om na 2 jaar hulle in te vat. En toe kom hy agter. Laat het nog nie reg. En toe vat het nog 38 jaar. Round the mountain. Karakter bou. Is jy bereid om op rock bottom te sê, Here, wat wil jy bou? Wat is daar? Wat in my moet groei. Want ek weet nie van my los. En ek gaan hierdie ding nou die vinniger laat land is wat ek bou, maar hierna toe Dawid, die Bybel sê nie vir ons, hy gee nie vir ons 'n tyd, hoe lank het Dawid homself versterk in die Here sy God. Maar hierna roep by die priester en hy sê vir die priester, sê vir my, vra vir God, moet ons hulle agtervolg? En God sê ja. Hy vra vir hom, is my so interessant, Dawid wil weet wat God het. Hy vra vir hom, sal ons hulle wen? God sê ja. Dawid sê, let's go. Hierdie ouens wat hom wou stenig, toe Dawid klaar is en homself versterk het in die Here se God, het hy die vermoë om hierdie ouens wat hom nou net wou doodmaak, om te praat en sê, kom ons gaan fight. Ons gaan haal ons vrouens en kinders. En hulle sê, let's go. Daarby God het hy die karakter en die antwoorde en die maniere gekry hoe om hierdie ouens te motiveer. So let's go. En hulle gaan saam met hom. Hulle kom op 'n stadium by 'n rivier. Jy moet onthou, hulle kom uit 'n 3 dae reis uit. Ek het die woord vir ons daar in vers 1 gesê, na 3 dae. Hulle kom uit 'n 3 dae ding uit. Hoe lank hulle by Siklag was, nou alles is afgebrand. So daar's nie kos en goeders nie. Daar's nie. Wat hulle by hulle gehad het, is wat hulle het. So hier kom hulle by hierdie rivier en 200 van sy 600, 1/3 van sy army sê vir hom, ek is te moeg, ek kan nie deur die rivier nie. Hy sê, dis okay.
Want God het gesê, volg, jy gaan hulle wen. Dit maak nie saak. Jy sien as het jy al gehoor, mense sê, ja, maar God het vir jou gesonde verstand opgegee. Dawid se gesonde verstand sou vir hom gesê het, jy het 600 nodig. Maar God het daar al vir hom gesê, gaan, jy sal hulle wen. En hier by die rivier moes hy besluit maak, het maak nie saak hoeveel nie, ek staan op God se toer. Yes. En hy gaan deur om sy 400, hoe groot die Amalekiete se weermag was, weet ons nie. Maar hy kry hulle, hy wen hulle. Ek gaan lees hierdie gedeelte verder. Nie net kry hulle terug wat hulle verloor het nie. Hy kry so baie goed uit hierdie weermag, uit hierdie Amalekiete uit, dat hy gaan deel uit vir die res van Israel. Intussen, hierdie oorlog waar hy sou gewees het saam met die Filistyne teen Israel, intussen, terwyl hy besig is om karakter te wys, vir God te wys, ek vertrou op U, U is my God, U is my rots, U is my sterkte, U gee vir my die oorwinning, terwyl hy besig is om oorwinning te wys, om karakter te wys, is Saul dood. En toe Dawid terugkom, by wat sy rock bottom was, het hy sy vrou en sy kinders terug. Hy het so baie goed, dat hy dit vir Israel uitdeel. Nou ek is seker, hy het nie 'n ou op 'n perd gestuur met 'n sakkie koring en sê plant, hier is baie potensiaal. Hy het dit gaan bless. En hierna word daar koning. Maar op rock bottom, as hy daar gesê het, soos Israel in die woestyn, dit sou vir ons beter wees om in Egipte te gebly het. As daai Dawid se einde. Ja. Miskien as jy nie nou rock bottom nie. En ek spreek dit nie oor jou 2026 nie, maar miskien kom dit vir jou. As jy niks verder onthou nie, onthou 1 Samuel 30. Ek weet presies waar hy staan, vers 6. En Dawid het hom versterk in die Here se God. Dis die karakter waarna God soek. Wie is jou uitkoms? Waarna gryp jy wanneer dit vir jou donker is? En as hy dan vir jou sê, gaan, sal jy gaan. Here, ek weet nie wat hou 2026 van ons afdeling nie. Maar wat ek wel vanoggend baie duidelik weet, is U hou my in die holte van U. Dis waar ek is, elke dag in hierdie jaar wat voorlê. En ek gee om hoe my omstandighede lyk nie. Dit sal my go-to plek wees. Dit sal my plek wees waar ek altyd gaan hardloop. Dit sal my plek wees waar ek altyd my krag en my sterkte en my motivering kry, is daar in die holte in die hart. Want ek weet die hart is om my na hoër hoogtes toe te vat.
U wil deur my dinge doen, maar U wil dit nie doen. U sal dit nooit my so seën dat die seën my verwoes nie. Voordat die blessing kan ervaar, weet ek, U wil my karakter bou, sodat ek die seën kan hanteer. Help my, help elkeen van ons in die sit, Here, dat ons nie daai oomblikke van karakterbou sal miskyk. En U begin blameer, maar dat ons eerder na U toe sal hardloop vir krag, vir inspirasie, vir motivering, vir hoop, vir liefde, vir genade.